Welkom in my Afrikaanse klas. Vandag gaan ons ietsie heel anders doen en ek gaan terugsit en saam met julle kyk na wat gebeur. Een van die goed waarna julle moet kyk is 'n toneel uit 'n dokumentêre film of 'n grap of 'n toneel uit 'n fliek of 'n Afrikaanse reeks. Ek moedig julle aan om op julle eie na hierdie goed te probeer kyk. As jy op YouTube gaan, ekskuus, ek is nou hier in rooi, is daar verskeie onderhoudprogramme, spesifiek prontuit, saam met Kabous Meyring. Sy het die interessantste onderhoude oor baie wye reeks onderwerpe. Die een wat ek graag vir julle wou gespeel het was die een oor tatoeëermerke en sy het 'n hele bespreking daaroor gehad. So as julle in julle eie tyd kan kyk, sal dit fantasties wees. Ons gaan vandag kyk na 'n kort dokumentêr van Valiant Swart. Nou, onthou julle, ek het al baie keer vir julle gesê hoe belangrik dit is om te luister na Afrikaanse musiek. Hy is 'n ou wat julle regtig ook maar na kan luister en ek persoonlik dink hy is nogal cool. So ons gaan eers daarna kyk en dan gaan ek vir julle speel 'n grap. Dis 'n absolute klassieke Afrikaanse grap. Wat vertel word deur Tolla van der Merwe. Hy is nou ook al lankal oorlede. En hy vertel hierdie storie van wanneer jy by die tandarts is. When you are at the dentist. Nou ek weet, julle gaan nie alles verstaan wat hy sê nie. Maar julle gaan sien wat hy bedoel. Want hy is net so snaaks en komies. So ek hoop julle geniet hierdie twee uittreksels en ek wil julle regtig aanmoedig om op julle eie ook na 'n paar van die goed te kyk. Kom ons kyk. Op 'n valvlakte het ons om die eerste keer gewaar. Hy het snaaks gedans en weggeraak in 'n waas van walms en wind. Ek het nogal groot geword met musiek in die huis en my ouers en hulle vriende en so aan. My pa kon baie mooi sing en hy was 'n briljante mondfluitjiespeler. En sy vriende, die een speel gitaar en daai een speel konsertina en daai een speel klavier en almal sing. Televisie het eers ingekom toe ek standaard 3 of 4 was. So voor dit in die aande het ons nie voor die TV gesit almal nie. Mense het by mekaar gekuier. En ons het gesit en musiek maak, stories vertel en musiek maak. En dan het ek saam met die ooms, saam met my pa en die ooms daar om die vuur gesit en gitaar gespeel. En hulle het my gewys hoe. En vandat ek op 11 jaar oud die gitaar geleer speel het. Oral waar ons gegaan het, was ek die ou met die gitaar. 40 dae en 40 nagte, soek ons in mistek voor. Maar soos 'n swart perle van middernag gedagtes, bly hy in sy hoede en leuk. Ons was by Elandsbaai gewees. Ons het gekamp daar op die beach en die eerste aand wat ons daar was, het ons 'n groot bonfire op die beach gemaak. En ek het gesit en jam met my gitaar en hierdie pel vir my was so lang ou gewees. Besonder lank. En hy het so in die maandag, dit was so volmaan aand en hy het so gedans daar op die beach om die vuur. Ek weet dit was die trigger. Toe ek daar gesit en jam in my kamer en toe kom hierdie melodie, hierdie wysie op en toe skielik begin ek net hierdie storie skryf van hierdie ou en toe word dit hierdie song, Mystic Boer. Ons loop deur die leegte met ons oë vasgepen op 'n stofwolk waar sy voete die aarde ontstig het met passies vol punk en plesierigheid. Die môrestond het ons blink gesmeer met vars hoop op geluk en wysheid en vreugde en vure vol verskeidenheid. Ek dink die plattelandse ruimte is nou soos die woestyn en plekke soos die Vrystaat, die Noord-Kaap, Namaqualand. As jy daar ry en jy kyk op, jy kyk rondom, dis asof jy die hemel 'n bietjie hoër sit. Dit is asof die wolke bietjie hoër is. Alles is 'n bietjie groter. Wanneer jy daar reis of dit doen net met dit en dit is jou onmiddellike omgewing nou, is dit
asof dieselfde ding nie net fisies met jou gebeur nie, maar ook van binne af. Ja, natuurlik, meeste van alles, afgesien van die landskap, is die mense wat jy dan ontmoet op jou reis, en jy hoor hulle stories en hoe hulle praat. Met 'n gesprek wat jy hoor, 'n toneel wat jy sien, dinge wat afspeel, net 'n frase wat jy in die verbystap hoor. As jy vatbaar is vir hierdie goed, is daar altyd iets wat jou kan trigger om 'n ding te skryf, nee. Skielik was daar niks. Behalwe 'n val vlakte in die son, was ons alleen met water en jeans. Die danser was weg. Teen middernag was die maan treurig en mooi. En die grond het gesmaak na sout. En toe die nuwe oggend opstaan uit die berg, het grys voëls ons dopgehou. Ons praat Afrikaans, ons sing in Afrikaans, ons droom in Afrikaans. En ek kan my voorstel, mense gaan dit nog vir eeue doen. Ons krap nog maar op die oppervlak van Afrikaans, dink ek. Ek skryf baie gewoonlik in die nag, as dit stil is, en dan skryf ek goed neer. Gewoonlik as ek probeer om 'n sang klaar te maak, dan gaan ek na die ou folders toe. Onvoltooid en idees en doodles en wat ook al. Gaan krap jy daarin. Partykeer dan spot jy iets wat jy geweet het 5 jaar terug toe ek daai 2 lyne geskryf het, ek geweet eendag gaan dit in 'n sang iewers hoor. En dan partykeer is dit net die trigger wat die hele sang ontsluit. Die woorde of die ritme van die ding wat jy skryf dikteer half die ritme wat jy speel. En as jy begin het sing, dan is dit asof baie maal gebeur het dat die res van die woorde kom dan net van self. Dit is asof hulle net gewag het vir iets om oop te gaan, laat hulle kan uitkom. Ek sien mystic boer. Ek moet jou nou sê, die eerste keer wat ek tandarts toe gegaan het, was ook al 'n paar jaar terug. Toe die tandarts ons nog hierdie glasspuite gehad. Wat hulle vol gif getrek het, as hulle aanspuit. En weet hy het die mense maar so gesukkel om te oorlewe. Die ouers nou laat hulle nie kan 'n bietjie aandag gee aan 'n man se tanden. Die tyd wat jy nou tandarts toe gaan, daar is hier nou al so 'n paar wat so aan 'n toestand is dat hulle die goed nie meer kan stop, hulle moet nou uitbreek. So kom ek aan nou daar by die tandarts, maar as ek moet maar bang maak, hou my nou maar groot man. Dan stap ek nou daar by die deur in. Dan sit ek daar in die wachtkamer, die hele wachtkamer sit nou vol mense. Elke man met 'n boek. Sit ek ook maar 'n boek van 1957. Daar is genoot. Maar ek sien niks, ek bly net weer. En nou hoor ek die binne skree, kind verskriklik. En nou hoor ek die vrou langs my sê, hulle het seker sy lewe raak geboor. En dan dink ek, vader, wat word nou van my? Dan verskuif ek so even op die stoel. En as jy die stoel so 'n soort kraak, dat al die mense vir jou kyk. En dan skuif jy nou heel tyd weer rond, dat die stoel dieselfde kraak. Maar hy kraak nie weer soos hy nou net gekraak het. Daar raak dit nou agterdog weg, die kraak. Dat die mense nou kan hoor as jy wat so gekraak het. En dan later dan sê roep man jou, dan slaan jy die boek toe, jy weet nie eens wat er bladsy, sit jy neer, en dan stap jy nou hier in, en dan maak hulle die deur vir jou open, en dan is nogal so mooi nursie, met so 'n kwadrokkie, en dan sit jy nou daar op 'n stoel, maar hier binnekant lyk dit voor die vader nou net soos 'n lanceerbasis van 'n satelliet, en die tange, en die voete, en die kromarms, en die bore, en die punte, maar ek is skaam, maar ek sê jou nou regtig, ek is bang. En dan sit ek daar in 'n stoel en die trap, toe ek op sit, toe trap die man die dinge wat agter die oor val, my bek so van self opgaan. En hier draai hy nou kan sy rug na my toe, en ek sien hy trek die spuit vol gif. Maar die ding het 'n naald aan so dik soos my punt, en dan druk ek maar die wind so uit, en dan val hier so 'n paar druppels hier af, en dan draai hy om en dan sê hy, maak gou op jou mond so wyd as jy kan, en dan maak jy nou jou mond so wyd op, sodat jy nou nie heel wyd opmaak. En dan kom jy nou hier in jou bek en met die spuit, en dan probeer jy nou hier 'n klierplek soek, wat jy kan doodspuit en dan druk in die eerste skoot verkeerd, dan is nou hier teen 'n tandwortel vas, en dan by jy die ding, maar jy sê nou maar niks, want jy is dapper aan die nurse is mooi, en dan druk jy nou die gif, en dan spoel jy hoek dit in jou tandvleis af, en dan trek hem en dan staan die naald net zo, en dan haal je net de bitter in.
Hij legt zich op bij school. En hij schreeuwt, hij had zo'n bordetje met zo'n plastic rubbergaatje en dan steek hem, dan hangt die bordetje met zo'n boek. Dan zie je trekken hem vol. Dan haal hem af en dan druk je weer die windje zo uit en dan komt. En dan zei hij na op. En dan kom je nog met mening. En dan steek je hem nog onder je tong in. En dan voel je, oh, amper zeggen, daar vang hij nou een klier. En als je dat klier zo speelt, dan krijg je genadig zo'n dooitje. En dan vang je nog een mangel bezig uit je arm. En de arm is nooit uit je, hij draait hem net. En dan krijg je die mangel. En als je hang doodspeelt, dan voel je ja niet, nou je beroert er, want je hele diep raakt dood. Je arm raakt zo in het zak. En als je nou die speet uittrekt, je weet, daar begint allemaal nog met jou gezin. Of al is jou jaren. Dan vragen we ook nog wel voor jou. We gaan nou bij de huisautola en zo. Nee, right man. En dan zijn we wat. Een zware die stuk lucht hangt zo af. Een zware, je praat met de andere man zijn bek. En dan komt die man en die naast het nou zo'n blinkschorteltje vol tangen. En dan komt ze nu hier in jouw bek weer. En dan dampt jij hoor. Dan maak je maar je oor toe. En dan zie je je oren in de genaren. En dan hoor je je kraken. Hij zei nogal eens aan mijn lelijke knievel hier. En dan breek je hem uit je bek. Dat je ziet. Hoor hoe graag je kaken bent. Val je daar aan de bak. En dan begin je nou tamelijk recht komen. Want je weet niet nou die zaak is oor. Dan komt die nurse met zo'n zilverbakketje. Lijkt je zo'n miniatuurslopemmertje. En dan kan hij zeggen, nou hier langs je bek. En dan zei ze, spuw om. En dan zei hij, kwaad was ik om zei. Maar nou wil je hem zo waardig als mogelijk spuwen, die bakketje. En dan gooi je hem. En dan is het in die baard. En dan veegt je hem zo met een lappetje af. En dan bad hem. Dan veegt je hem zo met een lappetje af en dan omdraai je weer. En dan haal je hem. En die slaat je hem gooien. En dan gooi je hem. En dan is het voeraanbos. En zo veegt je hem af. En dan zei je, waar, jij zo schaam. Je maakt je oor toe en dan drukt je zo wattetje in die gaten. En dan zelf, je kan nog maar gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je nu tussen die mensen doorstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En nou probeer nou je die sigaret en dan zoek je je om die bek maar. Dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, vat maar een chingampi. En als je die chingampi hebt, nou reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je nou die wattetje. En dan die chingampi, dan hier kwam. Zo wil je al van de hier staan in speedkop. Oh. Dan kom je speedkop naar die venster toe, naar 7 uur, nou zal ik van het klaar maken. En 7 uur. Man, luister niet zo. Ik heb van de gereden. Hij zei, je kan wat. Hij zei, maar ik heb mij zo fout. Kom gewoon samen nog een blaasje net hier voor ons op die dingetje. Wat voor jullie man, gewoon jullie. Ik zeg, geen waardig aan. Hij zei, je nou bekleed, kijk hoe bloed je bek.